Goeiedag almal, ons leef voorwaar in baie moeilike tye. Ongevraagd word ons gedompel in situasies wat ons soms moedeloos maak, wat ons laat voel ek kan nie meer nie en selfs ek wil nie meer nie. Die leier van Christ Alone Ministries, Johan Terblanche, het die volgende getuienis met mense gedeel. Luister net hierna. 'n Paar jaar gelede het ek 'n wonderlike getuienis per e-pos ontvang. 'n Vrou het aan my geskryf oor haar seun wat baie probleme in die gesig gestaar het. Onder andere het hy ook sy werk verloor. Hy het toe sy ma gebel en haar gevra om hom met 'n paar rand te help, maar ongelukkig kon sy ma nie op daai oomblik help nie. En toe, wanhoopig, depressief en huilend, het hy 'n tou gaan haal om homself in die Lapa, hulle braai area op te hang. Huilend, verpletterd deur alles wat gebeur het hy gaan sit om die tou voor te berei vir hierdie taak. Maar toe het 'n wonderwerk gebeur. In die braai was daar 'n stuk hout tussen die as in die braai van die laaste keer wat hulle bymekaar gekom het. En skielik het hierdie stuk hout weer vlam gevat en ook aan die ander stukke hout het dit ook aan die brand gesteek. Geskok het hierdie jong man die tou neergegooi en sy planne om selfmoord te pleeg net daar laat vaar. Is dit nie 'n wonderlike storie nie? Ek glo dat die Here het ingegryp in hierdie man se lewe. En dalk bevind jy jouself vandag op moedverloorse vlakte. Niks wil werk nie. Dalk het jy jou werk verloor of dalk is jou besigheid besig om onder te gaan. En wie weet, dalk het jy ook opgegee en besluit dat die lewe maak geensins meer sin vir jou nie. Jy weet, Elia het ook so gevoel. Hy was wanhoopig en vreesbevange. Hy het 'n dagreis ver in die woestyn ingevlug en daar onder 'n besembos gaan sit en hy het gewens dat hy mag sterwe. Moeg en uitgeput het Elia uitgeroep in 1 Konings 19 vers 4. Dit is genoeg, Here, die lewe maak nie meer sin nie. Laat my tog maar net doodgaan, want ek verdien dit nie om langer te leef nie. Luister net na Job se angs en wanhoop in sy lewe. Job 10 vers 1 en 2. Ek haat my eie lewe en ek is moeg om verder te leef. Ek is bitter ontevrede. Moet my nie veroordeel nie, Here. Sê my, wat is die aanklag teen my? En dan in vers 18, hoekom het u toegelaat dat ek gebore word? Ek moes dood gewees het voordat enige iemand my gesien het. Kan nie net sy emosies, sy depressiwiteit ervaar? Maar ten spyte van sy wanhoop, hierdie angs wat hy self gehad het en self hierdie depressiewe toestand, sien die Here hom raak en hy laat hom lewe en hy seën hom. Job 42 vanaf vers 12. Die Here het die laaste deel van Job se lewe meer geseën as sy begin. Job het 14.000 skape, 6.000 kamele, 2.000 beeste en 1.000 donkies besit. En daarby het hy 7 seuns en 3 dogters gehad. Is die Here nie goed nie? Maar dit stop nie hier, die Here gaan verder en hy seën hom verder in Job 42 vers 16. En Job het 140 jaar daarna nog geleef, lank genoeg om sy kleinkinders en agterkleinkinders te sien. Weet, maak nie saak hoe jy voel nie. Maak nie saak wat met jou gebeur het nie. Dalk is jou uitroep ook vandag, ek kan nie meer nie. Ek wil nie meer nie. Maar ek wil jou verseker, die Here het jou lief en hoor net wat sê hy nou vir jou. Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees of bekommerd nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek sal jou krag gee, ek sal jou help, ek sal jou beskerm met my reddende regterhand. En dan vers 13 sê die Here ook vir jou verder, ek is die Here jou God, en ek sal jou hande sterk maak. Hou nou op om bang te wees, my kind, want ek sal jou help. My gebed vir jou is in hierdie dag, mag die vlam van God se liefde, mag die vlam van sy genade jou omstraal en vul met krag en wysheid.
Dankie daarvoor, Here, in die kosbare naam van Jesus. Amen.